Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal vanoggend hier. Is lekker om julle almal hier te hê. Ek hoop is lekker om hier te wees. Is 'n lekker oggend. So is bietjie koel nog, so dis lekker. Net vinnig, groet almal vinnig rondom jou, sê net vinnig hallo. Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my reg opgehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God, ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend het ek gedink aan 'n stukkie wet wat iets sê van hoe ons moet lewe, maar wat dan ook aanpas by ons preek. So die stukkie wat ek vanoggend lees is nou nie 'n algemene stukkie wet nie. Dit kom uit Psalm 73 vers 21 tot 24, maar ek dink die twee is vir my baie mooi verbind hierso. Daar staan: toe ek kwaad vir u was en gevoel het dat u my verontreg, was ek baie dom, net soos 'n dier sonder verstand. Ek het my onnoosel voor u gedra. Gelukkig het u my toe nie alleen gelos nie. U het my nog nooit alleen gelos nie. U hou my hand elke dag vas. U sal my op die pad lei waarop u wil hê ek moet loop. Net tot sover. So julle gaan nou hoor dat hierdie eerste stukkie is eintlik baie nou saam met die preek van alleen wees, alleen voel, maar dat God nog die hele tyd by ons was en by ons is. Ons gesels vandag rondom dit en om jou kop klaar te laat dink rondom dit. Dis iets wat ek weet ons hoor dit baie, ons sê dit dalk baie, maar ek wonder soms of ons koppe dit snap. Wat dit behels om net te weet dat God by my is. En dan die vers 24 veral wat hy sê, u sal my op die pad lei waarop u wil hê ek moet loop. En die hele ding van God lei ons op ons paaie. Elkeen van ons het sy pad en God lei ons op hierdie pad. Maar dis die pad wat hy wil hê ons moet loop. En baie keer loop ons paaie, dan is dit nou nie die lekkerste paaie nie, nie die maklikste paaie nie, maar dis die pad wat God wil hê ons moet loop, en dat hy saam met ons hierdie pad loop. En ek gaan vra vanoggend, waar ons nog gaan stil wees, so kortliks, om met die Here te praat, en om te dank dat hierdie pad wat jy stap, dat dit sy pad is, nommer 1, en tweedens, dat hy saam met jou hierdie pad stap. So kom ons raak stil vir so 'n half minuut. So kom ons sluit ons oë en dan doen ons saam ook 'n gebed. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vanoggend as gemeente kan saam wees. Here, dat ons saam kan loof, saam kan prys en ook mekaar se saamwees kan geniet. Here, en ook dat ons vandag naby U kan wees. Dat ons weet, Here, dat U vandag by ons teenwoordig is. En ons bid, Here, help ons om hierdie teenwoordigheid ook te beleef. En Here, waar ons vandag uit die woord gaan lees, waar ons vandag die boodskap gaan ontvang, kom bid ons, Here, asseblief, Here, help ons om mooi te hoor, om te luister, maar ook dat dit sal insink en dat dit regtig 'n impak op ons lewens sal hê. Ons bid dit, Here, in U naam alleen. Amen. Die platteland kry 'n nuwe Engelse juffrouutjie. Nou, julle
ken die platteland, ek het op die platteland groot geword, en die Engelse juffrou gee klas, en elke oggend, as sy nou in die klas inkom, dan sê sy morning class. Daar is hy een ouetjie wat alleen opstaan elke keer in die hoekie, en hy sê, morning juffrou, jy weet, ons nou Afrikaanse ouetjies, en so gaan het aan, elke oggend kom sy in, sy sê morning class, en een ouetjie agter staan op, morning juffrou, en so gaan het aan, en een oggend, toe kan sy dit mee vat, en sy sê toe, sy nou weer sê morning class, en die een ouetjie staan op, sy sê vir hom, maar wat gaan aan, hoekom staan jy alleen op? Hy sê, juffrou, ek is al een met naam Klaas. So, ja, ek het nogals gedink, dit kan nogals gebeur in die platteland hoor, dis sterk moontlik. Ons praat vandag oor alleen wees. En almal van ons weet, sekere goed doen jy alleen, en soms is jy alleen. Ons gaan praat oor verskillende kante met dit. Ons het nou gekyk na Punch. Die klein apie, wat eintlik 'n baie groot storie was, so, ek dink is ook 'n jaar of 2 terug, groot sensasie rondom dit, almal is mal oor hierdie apie, vandag baie bekend, en hoe die apie deur sy ma verstoot is, en dat die apie dan deur almal verstoot word, dat daar's baie videoetjies en baie foto's waar jy sien waar hy op sy eie is, waar hy dan sit met hierdie apie laptop by hom, dat dit dan al maatjie is wat hy gehad het verlang. Al iemand wat hy kan vashou, al iemand wat hy by kon wees. So hierdie totale alleenheid wat hierdie apie beleef het. En hy is baie geliefd vandag. En ek dink die rede hoekom is dat ons almal ken daai gevoel. Ons almal ken daai gevoel van soos Punch om alleen te wees. En hoe sleg dit is om verwerk te word, hoe sleg dit is om nie familie of vriende of mense te hê by jou nie. En dan, hoe die verhaal dan draai, dat hy dan met tyd maatjies maak en dan inpas. So ek dink dis iets binne ons wat hou van hierdie storie, want ons weet hoe dit voel om alleen te wees. So vanoggend die vraag, wanneer laas het jy alleen gevoel? Ek vra dit met 'n rede so, want ons gaan in die preek hoor dat ons is nie alleen nie, maar ons voel alleen. So wanneer laas het jy alleen gevoel? Wat jy regtig gevoel het, daar is dalk mense, maar jy voel, hulle verstaan nie regtig nie. Hulle hoor jou nie regtig nie, hulle sien jou nie regtig nie, en daar's baie swaar en seer en pyn in jou hart, en jy voel totaal al alleen. Dit gebeur. Dit is so dat soms wil ons alleen wees. As jy nou wil gaan visvang, of wil gaan golf speel, of wil gaan boek lees, so nou en dan soek ons om alleen te wees. Maar in die algemeen wil ons nie alleen wees nie. Ons soek iemand wat ons lewens met ons deel. Dis binne ons. Ek het hierdie een gehoor, toe dink ek maar net, ek wil dit net met julle deel, van die man wat na die dokter toe gaan, hy kry nie geslaap nie, gaan na die dokter toe, en die dokter sê vir hom, jong, daar's niks fout met jou nie, jy maak niks nie, jy het net te veel spanning en stres. So wat jy moet doen, moenie met al jou probleme gaan slaap nie. En hy sê, dokter, maar my vrou wil nie alleen slaap nie. So, soek so 'n bietjie moeilikheid, net so vinnig. So, soms wil ons alleen wees, ander kere nie. Nou is die vraag, as ons praat oor alleen wees, is ons ooit regtig alleen? Ja, meeste van die tyd is daar familie rondom ons, my maat is rondom my kinders, my ouers, vriende, maar meer as dit gaan ons praat vandag oor God. Ons almal hier glo in die Here. Glo ek dat die Here by my is? Glo ek dit vandag 100%, of voel dit vir my baie keer dat dit hang af hoe soet ek is? Natuurlik, as ek soet is hy by my, as ek stout is hy nie by my nie, as dit goed gaan, is hy by my, sleg gaan, is hy nie by my nie. Glo ek dat die Here by my is vandag? Want vandag is die diens en die boodskap juis op hierdie punt gefokus, God is altyd by ons. En dan die groot vraag, kan ons van God af wegkom?
Weet, as ek nou kwaad raak vir die Here, iets het nou gebeur en dan wil ek nou weghardloop, kan ek wegkom van hom af? As ek stout was, sonde gedoen het, kan ek wegkom van hom af? Nou, hierdie wat ek vertel is 'n ware storie, maar toe ek het sien, is 'n bietjie snaaks, maar dit het regtig gebeur van 'n man, dis wat hy gesê het, hy het 'n bank probeer roof, en toe ontvang toe sy baie bly. Hy sê nee, hy wil net van sy vrou af wegkom. Kyk, sy maak hom so 'n bietjie moeg, hulle moet hom net 'n bietjie wegvat, so half bly, hy kan wegkom van haar af, en toe hulle nou hof toe gaan, en die regter nou daar moet hom staan, steeds is hy baie bly, want hy gaan nou 'n bietjie 'n gap kry, en toe die regter hom gevonnis tot 2 jaar huisarrest. So toe die dinge 'n bietjie gebackfire, toe sy nou die hele tyd daar, maar toe dink ek, iets van hierdie ou probeer wegkom, maar hy kon nie wegkom nie. En iets van dit in ons verhoudings met die Here, dat waar ek ook al mag gaan, waar ek my oog al mag bevind, God is daar. En vandag gaan ons fokus op dit. So ons lees ons teks, julle almal weet, ons het verlede week begin met Psalm 139, ons het verlede week gepraat oor vers 1 tot 6, en gepraat oor die feit dat God ken ons, elkeen deur en deur, en hoe goed God ons ken. Vandag praat ons oor die tweede deel, dat God by ons is. So kom ons lees saam, Psalm 139, vers 7 tot vers 12. U is oral. Daar is nie 'n plek waar ek heen kan gaan, waar u nie is nie. As ek hemel toe gaan, is u daar. As ek doodgaan, is u by my. Al kan ek so vinnig soos lig beweeg, of al gaan ek na die verste plek toe, u is daar. Die afstand tussen oos en wes is nie vir u te ver om gou na my toe te kom nie. Oral hou u my vas, en u lei my op u pad. Al vou die donkerte my heeltemal toe, is u naby my. Lig en donkerte is vir u dieselfde. Niemand kan vir u iets in die donker wegsteek nie. Net tot sover. So, baie treffende teks, dink ek, baie mooi teks, ons almal ken dit baie goed, en dan sien ons dat, verlede week het ons gehoor, Dawid praat met die God wat hom ken. Hy praat in 'n diepe gebed met God, en waar hy nou gepraat het oor God wat hom ken, kom hy dan by die tweede deel uit, wat hy praat dat God oral is, en dat dit vir hom soos wow is, om te weet God is oral. Hy begin om te sê, u is oral. Daar's nie 'n plek waar ek heen kan gaan, waar u nie is nie. As jy mooi oor die woorde dink, hier 3 woordjies, u is oral, is die opsomming van die boodskap. Dat Dawid geleer het dat hy kan gaan waar ook al, God is daar. Dat hy nie van God kan wegkom nie. En hoor mooi, dis nie dat hy letterlik van God wil wegkom nie. Die punt wat hy wil maak is, jy kan nie van God af wegkom nie. Dat hy oral is waar ons mag gaan. En vir ons om dit toe te pas, om te weet, maar baie keer dink ons, weet wat, God is hier, maar hy is nie daar nie. God is saam met my in die winkel, God is saam met my by die skool, by die werk, en God is self saam met die mense by die tronk. Dat daar nie 'n plek is waar God nie is. Baie mense sê altyd vir my, nee man, 'n Sondag gaan ek nie kerk toe nie, ek gaan stap in die natuur, want dis waar God saam met my is. So asof God nie daar is. God is by my, oral waar ek oor mag gaan. En hy vat die punt om dit uit te druk, hy sê, gaan ek hemel toe, is hy daar, gaan ek dood, is hy by my. Dat selfs die dood, wat ons almal so baie vrees, selfs, al gaan ek dood, is God by my. Dat selfs dan los hy my nie alleen nie. Die 83 vertaling sê, klim ek op na die hemel, is hy daar, gaan lê ek in die doderyk, is hy ook daar. Dat hy sê, al gaan ek waar ook al, God is daar. En
Al kan ek so vinnig soos lig beweeg, of dan gaan ek na die verste plek toe, U is daar. So al hardloop ek, of ek gryp my kar op my vinnigste, vat my fiets, ek kan vinnig gaan, God is klaar daar. Waar ek ook al mag gaan, hoe vinnig ek ook al mag gaan, God is by my. En dan hierdie stukkie wat baie mooi is, vlieg ek na die ooste, of gewoon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Hoor mooi, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Om te weet dat God my lei waar ek gaan, maar deur en al, hou hy my vas. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, selfs daar sal die hand my lei en U regterhand my ondersteun. Die Boodskap Vertaling wat ons gelees het, oral hou U my vas en U lei my op U pad. Nou is die vraag, glo ons dit? Glo ek as Dawid vandag sê, hy het dit beleef in sy lewe gedurend, oral hou U my vas. Glo ek vandag dat waar ek ook al mag gaan, dat God by my is, maar meer is dit, dat God my vashou, dat God my ondersteun, elke oomblik van elke dag. Wat 'n besondere voorreg is dit. Ek kan vandag baie boodskappe gee, maar hierdie is vir my die boodskap in die Bybel wat die meeste troos vir ons gee. Een van die boodskappe wat die meeste betekenis vir ons gee. God is by my. God bly by my. En God hou my vas. 'n Wonderlike troos wat ons so maklik kan vergeet, want eerste plek dink ons dade bepaal God se teenwoordigheid. Soos ek voorheen gesê het, as ek soet is, is hy by my, stout is hy nie by my. Baie keer dink ons omstandighede bepaal God se nabyheid. So wanneer dit sleg gaan, dat God vir my gesê, dan gaan jy is op jou eie. Maar dit is nie waar. Want of dit goed gaan of dit sleg gaan, God is daar. Die realiteit is, ons beleef meestal vir God juis in ons swaar tye. Want dis wanneer ons oop is om hom te beleef. Maar die punt is, hy is daar. In my omstandighede, vir geen oomblik wil die Here my alleen los. En ek weet hoe baie keer sukkel ons juist met dit. Hoeveel keer was ek al by mense gewees, dat hulle dan sê, maar jy weet, hulle voel maar, God het nou van hulle vergeet. Hulle is nou ouer, so God was nou saam met my eerste 80 jaar van my lewe, maar nou soek ek my eie. Maar dat dit iets is wat ons koppe vir ons sê op, die duiwel is wel oorreed van, maar die feit dat God by my is, hoe oud ek is, waar ek ook al is, God is by my. Dat hy my vir geen oomblik alleen sal los nie. Die verhaaltjie van McLeod Campbell, hy was 'n Skotse prediker gewees, dat hulle vertel dat eendag het 'n vriend hom gevra, hoe weet jy kan altyd aan God vashou? En hulle sê, hy het 'n bietjie gedink daaroor. En hy antwoord toe die vriend van hom, hy het gesê, ek weet nie hoe ek altyd kan weet ek kan aan God vashou nie, maar ek weet, hy sal my altyd vashou. Wat vir my treffend van dit is, ja, ons gaan soms swak wees. Ons gaan dalk nie altyd kan vashou nie, maar dis oké, want God gaan my vashou. God gaan by my bly, God gaan my vashou elke liewe oomblik. En dis 'n besondere troos wat ons so baie kan vergeet. Oral en altyd hou God my vas. Wanneer ek en jy sit met hartseer,
God is daar. Wanneer ek sit met pyn, God is daar. Wanneer ek lag, is God daar. Wanneer ek partytjie hou, is God daar. Wanneer ek sport doen, is God daar. Wanneer ek by die huis in my kamer is God daar. Oral is God by my. Wat 'n wonderlike wete. Dat hy my vashou, maak nie saak waar nie. Die teks gaan verder om te sê, al vou die donkerte my heeltemal toe, is u naby my. Nou, donkerte hou vir ons onsekerheid en vrees in, om in die donkerte te wees. Maar die donker is vir God soos lig. Daar hou geen vrees in. En dat hy sê selfs, al is ek totaal al in die donkerte, is u naby my. En daarom het ek nie nodig om te vrees nie, daarom het ek nie nodig om onseker te wees nie, want God bly by my. Ek het al baie hier nagedink. Ons sê dit, ons hoor dit, maar glo ons dit regtig? Want dink mooi, wat 'n impak moet dit op my lewe hê as ek dit regtig glo? As jy vanoggend hier sit en jy sê, maar ek glo regtig God is by my, dan gaan dit 'n verskil maak. Hoe jy leef, ja, maar hoe dit binnekant my is. Die sekerheid, die vastigheid wat daar sal wees. Want ek staan nooit alleen nie. Ek veg nooit alleen nie. Ek sukkel nooit alleen nie. God is by my. Wanneer ons deur swaar gaan, wanneer ons deur seer gaan, wanneer ons deur moeilike tye gaan, hy bly by my. En ek wil vanoggend hê dat jy regtig oor dit dink. Dat jy regtig vandag vir jou moet sê dat hierdie boodskap 'n waarheid vir jou is. Of ek baie vriende het, of ek 'n groot familie het, of ek 'n gesin het, baie kinders, 'n man of 'n vrou het, God bly by my. Hy sal my nooit los nie. Iets wat ons moet onthou. Nou, John Wesley se laaste woorde voor hy gesterf het was, the best of all is, God is with us. Wat 'n wonderlike woorde om jou laaste woorde te hê. Beste van alles, God is met ons. Ek wil afsluit met 'n storieetjie van Matthew West. Ek gaan nou die seun gebruik. Matthew West, hy's 'n Christelike sanger. Ek hoop julle het al van sy musiek geluister. Dit's baie treffend, ek hou baie van dit. Hy sê eendag het hy saam met sy dogter gaan kamp. So was 'n pa en dogter kamp, en dan by die kamp was daar een oefening wat hulle moes doen. So al die dogters is geblinddoek, né? En dan die pa nou, hulle saam met hulle gestap, en dan het die paas 3 beloftes vir hulle gemaak. Die 3 beloftes is soos volg: ek sal jou nie verlaat nie, jy kan my enige tyd iets vra, luister na my stem. 3 goed wat die paas dan vir die dogter sê. Hulle is geblinddoek, en so begin hulle dan saam met hulle dogter stap. Nou, aan die begin is dit baie maklik en dit gaan goed, want soos jy nou kan dink, die paas vat die dogters nou aan die hand, en dan stap hulle saam. So dis maklik, is oké. Maar na 'n tydjie toe sê die kampberader vir hulle moet nou die dogter se hand los, en hulle moet stil bly. Mag nie praat. Maar nou, die belofte is gemaak, hulle sal antwoord as die dogters iets vra. So al wat die dogters daar eintlik moet doen, is om te vra, want dan sal die paas antwoord. So, paas sou oppraat, paas los die hand, en nou stap hulle. Doodstil, en hierdie dogter stap, stadig, en hulle sê, hulle lei hulle toe so half in 'n sloot in, dat hulle in hierdie sloot beland, en hy sien hoe raak sy dogter benoud, hy kan dit agterkom, en uiteindelik vra sy, pa, is jy daar? En hy sê, met trane in sy oë antwoord hy, ja, ek is hier. Die hele oefening, pa sê hy is daar, maar toe die dogters nou begin stap, terwyl ek hom voel, terwyl ek hom hoor, is oké. Maar die oomblik toe ek nie voel nie, die oomblik toe ek nie hoor nie, toe hulle voel ek's nou op 'n verkeerde plek, toe raak hulle paniekerig, maar het my pa my nou gelos?
Maar die belofte is gemaak, ek bly by jou. Jy kan net met my praat, ek is daar. En toe die dogter dit doen, die feit van, ja, ek is hier. Ek en jy moet weet, hierdie kan ons toepas op ons lewens. Ja, ons stap ook met die blinddoeke soms op, weet nie altyd wat se kant toe nie, maar God het die belofte gemaak, hy is daar. Kan altyd met hom praat, en hy sal my nie los nie, dat ek dit vandag moet glo. Ek gaan vandag nou hierdie volgende seën gebruik om hier af te sluit. Nou, dis 'n seën wat ons al baie gehoor het, maar 'n seën wat die klem wil lê op, dat God by ons is. Die seën sê, die Here is voor jou, om jou pad gelyk te maak, nee? Voor jou. Hy sê die Here is langs jou, om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou, om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou, om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou, om jou te beskerm. Heel rondom my, die Here is bokant jou, om jou te seën. Die Here is in jou, om jou te lei met sy gees, en dan, die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. As jy vandag na hierdie seën kyk, glo jy dit? En as jy vandag sê ja, dan moet ons dit leef. Met vreugde, met troos, met sekerheid, want my God is rondom my, in my, by my, en hy los my nooit. Dawid het dit ontdek, en dit het vir hom berusting gegee, vrede gegee, blydskap gegee. Mag dit vandag dieselfde vir ons gee. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag met hierdie boodskap by U kan ontvang. Here, dat ons almal weet dat U by ons is, maar baie keer vergeet ons dit. Baie keer gaan ons deur swaar tye, deur moeilike tye, dan vergeet ons dit. Maar dat ons kan weet, Here, waar ek ook al mag gaan, U is daar. U hou my vas. Dat ek hierdie teenwoordigheid en hierdie liefde altyd by U sal ontvang. Die Here, kom bid vir elkeen hier vandag wat dalk sukkel, wat dalk swaar het, wat dalk alleen voel, dat hulle vandag opnuut kan ontdek dat U by hulle bly. Al verlaat mense my, U sal my nooit verlaat nie. Mag ons die troos daarin vind. Here, wees met ons gemeente, lei ons gemeente, dat ons sal leef elke dag, soos U kinders, juis omdat U by ons bly. Dankie Here vir al die liefde, dankie vir die sorg, dankie dat U elkeen van ons vashou. Amen. Die Here is voor jou, om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou, om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou, om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou, om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou, om jou te beskerm. Die Here is bokant jou, om jou te seën. Die Here is in jou, om jou te lei met sy Heilige Gees. Die enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen.